Het jy al ooit gewonder hoe jou lewe sou verander as jy elke dag net 'n oomblik in God se woord spandeer? Kom reis saam met ons in 2026 deur die hele Bybel. 365 dae, een reis van Genesis tot Openbaring. Elke dag se leesgedeeltes is reeds vir jou uitgelê. En die mooiste deel van dit, jy kan luister saam met Dr. Raymond Lombard. Skandeer net die QR-kode en hoor die woord waar ook al jy is. In jou motor, op pad werk toe of by jou huis saam met jou gesin. Duisende mense begin lees en luister op 1 Januarie 2026. So moenie wag nie, plas nou jou pre-order voor Desember en begin die nuwe jaar met God se woord. Elke dag, een oomblik op 'n slag. Besoek nou raymondlombard.com en kry jou Bybel. So vriende, kom ons lees saam. Julle almal wat ons volg elke Sondag weet, ons is besig met 'n reis, né, deur die Lukas Evangelie. Ons is nou by stuk 23 by die kruisiging van Jesus. En ek wil vir jou vers 33, 34 lees en dan van vers 44 aan. Is jy daar? Lukas 23 vers 33 en verder. En toe hulle op die plek kom wat Hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die twee kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Van vers 44. En dit was omtrent die 6de uur. En daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur skeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in U hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê: Waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan. Ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Mag die Here hierdie woord seën. Die vraag wat by my opkom, terwyl ek met hierdie gedeelte worstel in die skrif is: hoe raak Jesus Christus se kruisdood my? Dis my vraag. En dan het ek 'n tweede vraag. Is my sonde my kwytgeskeld? En ek sal vir jou sê hoekom. Gee my geleentheid vir 'n paar minute vandag, en dan beantwoord ons hierdie vraag. Hoe raak Jesus Christus se kruisdood vir my? En dan is die groot vraag nog steeds: is my sonde my kwytgeskeld? Nou vriende, die vraag kan op 'n ander manier gevra word: wat hou Jesus se kruisiging vir my in? Ek wil begin om te sê, wanneer jy begin blaai dieper in die Bybel, en jy begin 'n bietjie dieper in die skrifte delf, en jy begin soek in die Nuwe Testament oor die lewe, die lyding, die kruisiging van Jesus, dan begin daar iets vir jou glashelder uitkristalliseer. En ek gaan vir jou sê wat begin uitkom. Dis amper soos 'n speurverhaal, wanneer al die bewysstukke gesamentlik bymekaar gesit word, dan is die antwoord en die oplossing kom ons nou duidelik na vore. Ek het groot geword met speurverhale. Ek het verskriklik baie gelees in my lewe. En ek was baie keer baie nuuskierig, dan dink ek wil so graag weet wat die oplossing is, moet ek aan die einde van die boek gaan kyk, want gewoonlik is die oplossing mos aan die einde van die storie, en baie keer is dit iets wat jy nie sien kom het nie. Dan moet ek myself altyd forceer: nee,
lees jy die hele storie, geniet die storie. Op die einde gaan jy mos nou sien wat was die antwoord vir die hele situasie wat soos 'n speurverhaal vir jou voorgehou was. Wanneer jy na Jesus Christus se lewe gaan kyk, dan ontdek jy iets baie treffend. En dit is Jesus se dood betref die bewysstukke dat dit sou gebeur, is volop in die Bybel, want dit was toe nooit 'n ongeluk nie. Dit was toe al die tyd gewilliglik. Jy sien, Matteus 26 vertel vir ons in vers 53-54, dink jy dat ek nie my Vader kan bid en hy vir my meer as 12 legioen engele beskikbaar stel? Jesus sê toe om gevangene neem, ek kan 'n klomp engele in die hemel nou roep om my te help, maar ek het geweet die dag kom. Nou sê Jesus vers 54, hoe sou die skrifte dan vervul word dat dit so moet gebeur? Jesus sê wat hier gebeur, my gevangene neming en my lyding wat vir my nou wag en die kruis, dis in die skrifte. Alles in die Ou Testament, natuurlik Psalms 69 en natuurlik ook as ons kyk na Jesaja 53 en vele ander plekke. Hy sê in vers 56, maar dit het alles gebeur dat die skrifte vervul sou word, toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Ek wil net sê uit hoofde van wat Jesus in Matteus sê, was ek het my eers hulp wat ek kan kry as ek nie wil gekruisig word. Al wat ek doen, ek moet net die Vader vra en hy gee my 12 legioen engele. Maar jy weet, lank voor dit, het Jesus in Johannes hoofstuk 10 vir ons nog 'n bewysstuk neer laat pen. En daar staan in vers 17 en 18, die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader gekry. Ek het die mag om myself oor te gee dat julle my kruisig, ek het die mag om weer uit die doodheid op te staan. Daardie mag het die Vader aan my gegee. So sy dood was vrywilliglik, dat hy het self gesê, julle kan nie my lewe van my wegvat nie, behalwe as ek bereid is om my lewe prys te gee. In hoofstuk 12 sou Jesus verder borduur, toe hy gesê het in hoofstuk 12 vers 23, toe sê hy, die uur het gekom dat die Seun van die mens moet verheerlik word. En daar's ander mense wat hom preek. Hulle vra, kan hy by ons kom preek nie? Die Grieke sê, ons wil hy daar by ons sê, jy moet kom, ons soek jy daar by ons. En Jesus sê, maar die uur het gekom, die koringkorrel, as dit nie in die grond val nie, dan, en het sterf nie, dan bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Hy sê, ek kan nie nou kom nie, ek het 'n ander taak. My taak is, ek moet na die kruis gaan. Die koringkorrel moet in die grond val en sterwe. My tyd het gekom, dit is my uur. Dit is tyd, ek kan dit nie uitstel nie. Die oomblik het aangebreek. Vers 27, nou is my siel ontstel en ek sal sê, Vader, red my teen die uur. Hy sê, is dit nou tyd om die plan te verander? En ek sê, Vader, spaar my hierdie uur, laat dit nie oor my kom nie. Hy sê, maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Dis waarvoor ek gebore is. En dis hoekom ek gekom het, ek moet gekruisig word. En op daai oomblik toe sê hy, Vader, verheerlik die naam. En dan kom 'n stem uit die hemel wat sê, ek het dit verheerlik en ek sal dit verheerlik. Praat God die Vader direk met Jesus vir al die mense. So vriende, ek wil net die bewysstuk is gesaai, selfs as jy dieper gaan, jy gaan na Hebreërs toe, sal jy in Hebreërs hoofstuk 10 sê, daar was 'n baie belangrike ding gesê, want Jesus sê, en dit is wat eintlik gebeur het, ons sal almal wonder, hoekom moes Jesus aan die kruis sterwe? Was bloedofferandes nie genoeg nie? Nee, die bloed van stier en bokke het maar net sonde bedek. Kon dit nooit wegneem nie. Hoekom dink jy, het almal wat in die Ou Testament gesterf het, niemand is hemel toe om permanent daar te gaan bly nie? Hoekom dink jy, almal wat gesterf het, het in die paradysgedeelte onder die aarde gewag, totdat Jesus aan die kruis gesterf het, want hulle sonde was net bedek deur dierebloed. Maar toe Jesus sterf, die lam van God, en hy stort sy bloed, toe het alles verander, toe staat na die weg, na die hemel oop, dis kom hier staan, das die bloed van stier en bokke vers 4, kan onmoontlik die sonde wegneem. So,
Mense in die ou tyd se sondes was net bedek, was nie weggeneem nie, was nie toegemaak deur dierebloed. Maar nou sê vers 5, toe hy in die wêreld inkom, Jesus, toe sê hy, slagoffer en spysoffer by u nie hê nie, maar u het vir my liggaam berei. God, die Vader, het seker gemaak, ek het 'n menslike liggaam. Hoekom? Hy sê, kyk ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen. En nou het hy gesê, het slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie. Maar kom die nuwe een, en dit is, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus, net eenmaal. Honderde jare, 1000 jaar se bloedoffers by die tempel, 600 jaar voor dit by die tabernakel, 1600 jaar se lammetjies wat gesterf het, en diereoffers, kon die mense se sonde wegneem. Daar word vertel die dag, toe Jesus gekruisig was, sê Josefus, die geskiedskrywer, 260.000 lammers het daai dag gesterf, wat in Jerusalem geslag het, vir die Pasga maaltyd. Hier is die ding, al daai bloed van al daai offers, kan niemand se sondes weggevat het, kon dit maar net bedek het. Toe is die lam van God. So, op die vraag, hoekom en wat beteken Jesus se kruisiging vir my? My sondes is weg. My sondes is nie bedek nie. Onthou, as die Here jou sondes vergewe het, dan is dit weg. Dis nie net bedek nie. Here bloed bedek net my sonde. Wat beteken iemand kan dit weer uitkrap? Maar as my sonde my waarlik vergewe is, en ek vrygespreek is, ek is kwytgeskeld, dan sal dit nooit weer terugkom na my toe nie. Hoekom sê Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Hier is 'n tweede ding. Behalwe dat Jesus se dood vrywilliglik was, die prys is onberekenbaar. Dis 'n duur prys. Ek bedoel, die Bybel is tog baie duidelik. Dit was so duur prys wat betaal is. Die Bybel sê in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, silwer en goud het hy nie gegee nie, maar sy eie kosbare bloed, die bloed van die lam. God kon nie betaal het vir die verlossing van my en jou siel nie. Daar's niks om te betaal nie. Daar is nie 'n waarde, daar's nie 'n valuta beheer dat jy kan betaal vir dit nie. Daar's nie 'n manier vir kwytskelding nie. Die enigste manier was volgens die goddelike bepaling, want lewe is in die bloed. Sy seun moet sy lewe gee in sy bloed. Hy moet sy bloed gee, hy moet sy lewe gee. En as hy sy lewe gee in die bloed, en dis wat staan in Levitikus 17 vers 11, is in die bloed. As die seun sy lewe gee, antwoorde as hy sy bloed gee, dan kan daar vergifnis van sondes wees. Maar dierebloed, die beste is, dit sou maar net bedek. Dit het Jesus baie ontstel. Want hy het gesê, Vader, en hy was ontstel, hy sê, die uur het nou gekom, verheerlik jouself. Die Bybel sê, hy was nie net ontstel nie. Die Bybel sê in Lukas, en ons het dit gesien 2 weke terug, die Bybel sê, Jesus was baie benoud vir sy uur. Hy was nie net ontstel nie, hy was benoud. Maar hy was nie net benoud nie. Die Bybel sê, hy was in 'n sware stryd. Dit was nie maklik nie. En die sware stryd, dis nie al wat dit was nie. Die Bybel sê, dit het inspanning geverg. Hy moes hom daar toelê vir wat nou voor lê. Dis 'n sware stryd, dis met inspanning, hy's ontstel, hy's benoud, maar hy weet dit moet gebeur. Hy weet hy moet by die kruis toe gaan. En die Bybel sê sy sweet parel uit hom uit sy voorhoof soos bloeddruppels of dit op die grond. Dit was 'n baie groot prys. En die disippels was ook getuies, Petrus, Jakobus en Johannes. Dit was aanskou. Dit moes hulle baie diep gegryp het. Maar dit was nie 'n prys vir homself nie, want hy het nie sonde gehad van sy eie nie. Dit was nie net vrywillig nie. Dit was nie net vrywilliglik. Dit was nie 'n onberekenbare prys nie. Dit was noodsaaklik. Jy sien, Jesus homself het hierdie veelgeroemde woorde gespreek in Johannes hoofstuk 3. Toe Jesus sê, en almal van ons ken die een gedeelte, anders sal ek nou vir jou sê. Jesus sê, Nikodemus, luister na my.
As jy wil gered word, as jy wil hemel toe gaan, as jy tot wedergeboorte kom. Hy sê van hierdie woorde: soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, moet die seun van die mens verhoog word. Nou Nikodemus, hy het hierdie gedeelte baie goed geken in die Torah, baie goed. Toe daai giftige slang daar was, wat baie van hulle, wat die mense gepik het, baie mense gesterf het. Toe sê die Here vir Moses: maak 'n koperslang en sit dit op 'n paal. As mense hulle oë vestig op die koperslang, dan sal die gif aan hulle niks doen nie. Hulle sal bly lewe. Toe laat hulle goue koperslang maak, sit dit op 'n paal. En almal wat hulle oë ophef, as hulle die sterwende mense bring en sê kyk. En so die Israeliete dra draagbare, al die sterwendes word gedra. Gou hardloop hulle uit die tente uit. Van die 12 stamme kom hulle met al die sterwendes en sê kyk. En almal wat oë oplig, hulle kyk na die koperslang op die paal, word gesond. En Nikodemus het die verhaal baie goed geken. En Jesus sê, Nikodemus, onthou jy daai verhaal? Nikodemus, ek weet jy ken die verhaal. Hy sê, net soos wat Moses daai slang verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Ek moet ook op 'n paal gehang word. Soos die slang op 'n paal was, gaan die seun van die mens op 'n paal wees. Hy sê, sodat elkeen wat in glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So as jy jou oë kan ophef na die lam wat gekruisig is, en jy slaan jou oë op en jy sê, Here, ek sien U aan die kruis en ek glo U dit vir my. As jy dit kan doen, aan die gif van die sonde uit jou uit, want die Here vergewe jou, hy was jou. Die gif wat jou siel doodmaak en jou sleep na die doodryk in die hel, gaan verdwyn, want die bloed van Jesus sal dit wegwas. Sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, nie hel mag gaan nie. Elkeen wat na hom kyk, elkeen wat glo, die ewige lewe kan ontvang. Dis die belofte. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. God het dit in liefde gedoen. Hy was nie gedwing nie. So dit was toe nooit die spykers wat Jesus toe aan die kruis gehou het nie. Dit was toe al die tyd die liefde. It was a love. Dis nie die spykers nie, afkom. Dit was toe sy liefde. Hy kon van die kruis afkom as hy wou. Hy mag om dit te doen. Maar in liefde sterf hy vir jou en vir my. So op my vraag, was daar 'n alternatief? Nee. Matteus is baie duidelik. Jesus sê in Matteus hoofstuk 16 vers 21 en ook in Lukas 17 vers 25, eers moet hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word. Ek moet ly. So vriende, dis baie duidelik. Daar's niks weggesteek nie. Was alles vrywilliglik. Maar hier's die punt. Soos almal na die slang gekyk het en bly leef het, almal wat gekyk het, moet ek die nuus breek vandag. Jesus Christus se dood was beide universeel, wêreldwyd, maar tog ook intens beperk. You better understand what I'm saying. Want jou hele ewigheid hang hiervan af. Ja, natuurlik was dit universeel, want toe hy die dood opstaan, toe sê hy, gaan die hele wêreld in. Verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Almal kan hoor. Wie glo sal gered word. Dis universeel. Dit is vir almal. Hy het nie net vir sekere mense aan die kruis gesterf nie. Dit was vir die hele wêreld. Dis universeel. So sy kruisdood, die bloed was genoeg, voldoende vir elke mens wat leef. Ooit sou wees, ooit sou leef. Dit was genoeg. Die voorsiening was nie onderhewig. Dis nie afhanklik
van jou sosiale status. Wat se werk het jy in die lewe? Van jou nering, jou werk. Dis nie afhanklik van jou posisie in die samelewing. Jou agtergrond, waar kom jy vandaan? Jou opvoeding. Het jy standaard 6, standaard 8, het jy matriek, het jy universiteit, wat het jy? Het jy graad? Niks daarmee te doen nie. Jou ervaring in die lewe speel geen rol nie. Jou ras speel geen rol nie. Jou kleur, jou bevolkingsgroep speel geen rol nie. Niks. Dis universeel. Dis vir alle mense. Wat is die prys? Maar dis waar dit stop. Want dis intens beperk. Jy sien, saligheid is toe nooit vir die hele wêreld nie. So geklink. Alles behalwe. Dis beperk tot net die wat die saligheidsaanbod aanvaar. Dis nou free ride toe. Niemand gaan op Jesus se verdienste hemel toe as jy nie eers tot jou sinne gekom het en besef. Jy sal moet weet. Dis nie voldoende om te weet Jesus het op die kruis gesterf nie. Dit red nie mense nie. Dis historiese kennis. Goed om dit te weet. Kan jy nie red nie. Jy sê die versoeningswerk moet jou eie word. As dit nie jou eie word, as dit nie op jou van toepassing is, dan het Jesus te vergeefs vir jou gesterf. En dis die goddelike waarheid. Jy sien, God het in die dood van Christus Jesus sy seun, die herder wat sy lewe vir sy skape gegee het, vergifnis en kwytskelding van sondes bewerkstellig. So kwytskelding is nou 'n werklikheid. Onthou ek begin vir jou gevra, is my sonde my kwytgeskeld? I need to answer today. En ek wil nie by daai deur uitstap sonder die antwoord nie. Die kwytskelding is geldig vir alle ewigheid, maar ons moet dit aanvaar. En die enigste manier hoe om dit te aanvaar, sê Jesus, wie in my glo, het die ewige lewe. You see? You have to believe. If you don't believe, you can't get saved. Onthou, Johannes 1:12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, dis 'n geloofsdaad, het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan die wat in sy naam glo. You have to believe. Dis nie net 'n historiese saak nie, anders te bly dit net 'n historiese saak. Kom ek maak 'n punt. Hopefully you'll never forget it. President van die FSA, Andrew Jackson, tydens sy administrasie, toe was George Washington, en hy staan eintlik bekend as George Wilson, gevonnis vir diefstal, maar in die proses toe pleeg hy 'n moord. En sy vonnis was, aan jou nek sal jy hang tot jy dood is. Dis sy vonnis. Moord gepleeg en diefstal. President Jackson, vir 'n rede wat ek nie weet nie, ek het nie gaan kyk wat was sy oorweging. Ek sal nog interessant om te weet hoekom, as ek tyd gehad het, kan ek bietjie dieper gaan kyk het. Hy skryf 'n kwytskelding en hy spreek hom vry. Vir George Wilson, die president. Hy gee van presidensiële vrystelling. Ek kwyt jou skuld jou vry. Maar die veroordeelde man, George Wilson, hy het geweier
om die kwytskelding te aanvaar. Inteendeel, ek het sy eie woorde. If I refuse a pardon, it is not a pardon. As ek weier om die kwytskelding te aanvaar, dan is ek nie kwytgeskeld nie. Punt. Dit was sy enigste sin wat hy gesê het. In 'n woorde, ek aanvaar nie president Andrew Jackson se kwytskelding nie. I don't accept. Dit het 'n krisis veroorsaak. Julle sê, wat was die krisis? Soveel so dat die prokureur-generaal, die president en baie ander was in die war, want hulle weet nie wat hulle maak nie. Hulle was nie in staat om te besluit of die president se kwytskelding werklik 'n kwytskelding vir George Wilson is nie. Hulle het nou 'n probleem. Want George weier om dit te aanvaar. So die vraag is, dis die vraag, hier is die vraag. Is 'n kwytskelding geldig as iemand dit nie aanvaar nie? That's the question. You have to answer it. As jy kwytgeskeld word en jy aanvaar nie die kwytskelding nie, is jy dan kwytgeskeld? Dis die vraag. Die senior regter van die konstitusionele hof daai jaar het ek uitgevind was John Marshall. So die saak is toe verwys net na die Hooggeregshof, maar ook na die konstitusionele hof. En hulle moes gaan sit en hulle moes 'n besluit neem. En omdat hy die senior regter was, John Marshall, is hy gevra om die uitslag aan die presidentskap bekend te maak. Weet jy wat skryf hy? Ek het dit vertaal. Hy sê die hof se bevinding is as volg. Hier is ons redenasie, konstitusionele. Die waarde van kwytskelding, van jou kwytskelding, is onderhewig en afhanklik op die aanvaarding deur die persoon daarvan geïmpliseer. Die waarde van kwytskelding is van toepassing op die persoon van wie dit impliseer in sy aanvaarding daarvan. En hy sê, dit is nouliks te veronderstel dat iemand wat onder die vonnis ter dood veroordeel is, sou weier om kwytskelding te aanvaar. Hy sê, dis eintlik ondenkbaar om nee te sê vir so 'n geleentheid. Hy sê, maar, hier sy woorde. John Marshall sê, die konstitusionele hof het bevind, as dit geweier word, dan is dit geen kwytskelding nie. George Wilson moet gehang word. En, wil jy weet, George Wilson was gehang. As jy nie Jesus Christus se kwytskelding ontvang nie, sal jy eendag in die hel beland. You need to understand it. As jy nie sy kwytskelding, toe hy nie kry, sê, Vader, vergeef hulle wat hulle weet wat hulle doen nie. En dat my bloed is ter vergifnis van sondes, toe die nagmaal vroeër daai aand, van die vorige dag het hy gesterf. En hy sê, die bloed van die Nuwe Testament, as jy dit nie jou eie maak nie, is daar nie vir jou kwytskelding nie. En as daar nie vir jou kwytskelding is, sterf jy in jou sondes. Vriende, dis 'n vreeslike ding. Wie wat besef ek? Maar net weer opnuut. Saligheid is beperk. Dis beperk tot net diegene wat die Here Jesus Christus hulle verlosser en saligmaker aanneem, hulle sondes teen. Dis geldig vir hulle. Hoekom sê ek so? Want die Bybel sê so. Wie was sê hy dit? In Johannes 6 vers 47. Voorwaar ek sê vir julle, Jesus sê, wie in my glo, het die ewige lewe.
can believe. In Johannes 7:12 het ons net nog gehoor aan almal wat hom aangeneem het, hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo.